Wie kan nou sê ek is nie op tyd nie? Goeiemôre aan die almal en baie hartlik welkom hier as gelowiges saam hier in die middel van die Desember vakansie. Is my paartjie gereed, Annemarie? En watter voorreg het ons om, ek en Janre gesels nou net daaroor, om so hier in die einde van die jaar 'n besondere vrede in ons harte te kan beleef en te kan ervaar. En ek het so 'n paar dingetjies wat ek net met u wil deel. U weet daar in Markus 6 vers 31 sê Jesus hierdie woorde: kom julle ook nou self een kant toe na 'n stil plek en skep 'n bietjie asem. U weet dit is 'n rigtinggewende eienskap wat Jesus Christus vir ons almal gegee het. En nou net soos dat elkeen van u wat miskien nog in werke staan, eenmal 'n jaar 'n bietjie 'n breek moet kry of verlof het, 21 dae of wat ook al. Dit is uiters belangrik. Net so kry ons orkes en voorsangers en ook die span wat daar agter die stroomdiens hanteer, die streaming soos ons sê, kry hierdie tyd van die jaar so 'n bietjie van 'n breek, maar ons dienste hier gaan steeds voort soos altyd en ons reël nog steeds vir goeie lofprysing en aanbidding. En wat betref die aanlyn uitsendings, almal wat nou nog gewoond is om aanlyn te kyk, en dis 'n groot klomp pragtige mense, net verlede week met die Kersdiens, onmiddellik 9 uur te stuur iemand 'n boodskap en sê, waar is die uitsending? Maar hulle het reeds vanmôre almal kennis gekry dat ons dienste word opgeneem, 'n groot deel van die diens en veral die boodskap, en dit word na die tyd weer ook op die aanlyn geplaas. So dit is wat daar gaan gebeur. Dan weet jy nou hierdie tyd van die jaar het ons ook gesê dat ons personeel is ook met verlof. Dis omtrent net ek en Annemarie en Janre wat hier is. Maar ons hou die fort en ons gaan die Here vertrou vir groot en mooi dinge. Nou ja, dan wil ek graag vir u sê dat ons het ook vir u gesê dat ons aanlyn oggendoordenkings vat 'n bietjie 'n breek hierdie tyd van die jaar, maar die Here het tog op my hart gelê om hierdie week nog 'n paar belangrike dinge wat ek glo vir hierdie tyd van die jaar belangrik is vir elke lidmaat om te hoor. Gaan ons nog steeds daai oggendoordenkings uitstuur, en dan daarna sal daar nog steeds ook van tyd tot tyd in die week uitsendings wees, veral om mense by te staan in hierdie tyd. So kyk maar 'n bietjie uit ook dan daarvoor. Ek wil graag vir u sê, as die Here nou sê, kom bietjie een kant en skep bietjie asem, dan wil hy eintlik vir ons sê, hy wil ons bring by 'n plek waar waters van rus is. Nou, baie van u wat hier is, werk in Desember maand. Die van u wat aanlyn gaan luister na die tyd, werk in Desember maand. So, u sê vir jouself, ag, ek kan nie wegbreek nie. Ek het wel plek gekry in die tuinroete, maar dis nou net daar agter in my erf. En maar weet jy wat, om tot rus te kom beteken nie net om laat te slaap nie. En jy weet, iemand het een keer gesê, in vakansietyd eet mense hulle self honger, slaap hulle self vaak en rus hulle self moeg. En jy weet, soos, ek wil net vir die 'n paar dingetjies sê rondom rus. Wat ek, en dit sluit sekerlik nie alles in nie, maar as jy bietjie wil rus, probeer jy bietjie wegkom van die sosiale media af. Moenie noodwendig jou foon altyd antwoord nie. Jy weet, die fone regeer ons lewens. Ons spandeer ure per dag, veral as jy nou nie werk of wat nie, op fone, en net soos wat sommige mense aan substansies verslaaf raak, kan 'n mens ook aan die sosiale media verslaaf raak, en jy hardloop deur elke berigie, en jy vinger van jou oefen, later is selfs so seer. Maar staan so 'n bietjie weg, al is dit net vir 'n dag of 2. So ver wat jy kan,
vir my die winkelsentrums, want dis 'n gedruis en 'n geraas en 'n gestamp en 'n gestoot. Mense ry met die trollies teen jou hakke vas en skielik is jou vrede nie meer so groot soos wat dit was nie. En lees 'n goeie boek. Dalk 'n mooi goeie geestelike boek of dalk 'n ander boek, 'n goeie boek wat jou gedagtes 'n bietjie wegvat van die elke dag dinge wat ons doen. Kyk na 'n goeie rolprent. Miskien op jou televisie of daar waar jy stroom, of dalk wys daar in teaters 'n baie goeie gesinsrolprent wat vir jou kan bemoedig. As jy dit kan doen, doen dit. Spandeer baie tyd met mooi geestelike musiek. Gister was ek gelei gewees om 'n stukkie wat vir my gestuur is, 'n mooi, wel eintlik 'n diep stuk, net vir iemand in die gemeente aan te stuur. Sê man, luister bietjie hierna as jy tyd het. Dit is iets besonders. En toe stuur hy vir my die antwoord terug en sê, hoorie, hy is so dankbaar daarvoor, want hy was besig om oor 'n besluit na te dink, en die Here het vir hom in die luister van daardie lied die antwoord gegee. So daar's geweldige krag in goeie geestelike musiek, en natuurlik kosbare oomblikke ook saam met die Here. Kuier met goeie geselskap. Ek weet baie mense het kommer in hulle harte. Kommer in hulle harte oor 2026. Kommer in hulle harte oor die berigte wat versprei word op sosiale media. Jy weet dat hulle nou so sterk teen die Christene gaan optree en die moslems gaan oorneem. Maar ek wil tog graag net vir u sê, die hoofkantoor het vir ons niks daarvan in kennis gestel nie. En kan ek jou vandag vir u sê, as daar nou een plek is wat ek glo waar, kan ek maar vanmôre sê, die ANC op hulle neuse gaan kyk, is dit in Suid-Afrika, want ek sê vir u, daar is miljoene mense van die oppositiepartye, en laat ons nou nie praat van Afrikaans en Engels en ander talig sprekend nie, maar wat in hulle harte, al stem hulle nie saam met jou nie, Christene is. En hulle gaan sukkel in die parlement in Suid-Afrika om daai wet deur te kry. En boonbehalwe dit, het ons 'n God en 'n Vader, wat gesê het, niks sal met julle gebeur, sonder dat ek daarvan weet nie. En ek is in beheer, tot aan die einde. Daarom, jy weet, terwyl jy kosbare oomblikke met die Here gebruik, en veral as jy so stil word met mooi musiek, kuier met goeie geselskap, kuier met jou familie, kuier met mense wat jou opbou, want daar is mense wat vir elke probleem 'n oplossing het, of praat, maar dan het jy ook mense wat vir elke oplossing 'n probleem het. En moet jou nie net assosieer met hulle nie. Eet lekker as jy kan eet, maar eet gesond, en stap 'n bietjie. Oefen 'n bietjie, want ek het agtergekom, ouens ry hier af, tot daar in Kaapstad, dan woel hulle, want hulle wil nou in die 2 weke wil hulle al sien wat die Kaap kan bied, en hulle trek met daai kabelkar, en hulle staan 'n hele dag en wag om in daai kabelkar te kom, en hulle, terwyl hulle in die Kaap is, gebruik hulle daai seafood platters, hoor jy so, ek het al van daai platters gesien. As jy hom klaar geëet het, dan voel jy is nou tot hier toe, jy weet, soos my skoonma het altyd gesê, Alfreda, ek is nou deurgeëet. En oefen net so 'n bietjie, want weet jy, anderster, begin Januarie, en jy kom terug, of jy was hier, en jy sê vir jouself, ag, nou is alles weer van vooraf. En ek voel so moeg. So jy het jouself moeg gerus. Mag die Here u elkeen genade gee om 'n bietjie net uit te kom, alles het net ergens hier in Pretoria, in die natuur, by die botaniese tuine of waar ook al. Ek het so hierdie jaar, met die voorreg wat ek gehad het, was ek so baie in die natuur, en het was net asof, as jy daar sit en niemand praat nie, maar jy hoor die wonderlike klanke van die natuur, dan hoor jy hoe die watervalle en die voëls in die bome, hoe hulle die Here loof. En dit gaan so diep tot hier deur 'n mens se siel, tot in jou gees.
en hoe wonderlik is dit nie. So, dis maar net 'n paar wenkies wat ek graag vir u wil gee. Nou wil ek daarom net vir u sê, ons program vir Desember is goed gereël. Eerskomende Dinsdag, die 16de, let asseblief op die tyd, Prof Theo, hou op die 16de 'n diens, maar dit is 8 uur, want hy is van mening dat op daai spesifieke vakansiedag is daar sommige mense wat graag die diens wil bywoon, maar daarna wil hulle ry en weggaan, miskien vir 10 dae en so meer, maar hulle bly spesiaal vir die diens en daarna vertrek hulle. So hy het versoek dat die wat kom sal weet dat Dinsdag se diens is 8 uur. Dan Sondag die 21ste, 9 uur die oggend sal hy ook hier bedien. En dan die 25ste het ons weer hier 'n pragtige Kersdiens, maar al die ander oggenddienste is nou op 9 uur. Die Kersdiens ook. En dit gaan ook vir julle baie baie groot seën wees. En dan natuurlik, ek het 'n Sondag uitgelaat sien ek hier. Die 28ste, ekskuus daarvoor. Maar was mos jy, Shamaine? Nee, okay. Die 28ste, die Sondag die 28ste, ekskuus, ek sal Annemarie, help my net voor ons om uitstuur vandag dat jy net daai datum insit. Daar's mos nog 'n Sondag, die 28ste. En dan is daar ook 'n oggenddiens. Maar die 31ste, ons oujaarsdiens, is 6 uur die aand. Die eenvoudige rede is net, u weet, veral u ouer mense, weet dat al die jare het ons 11 uur in die aand die diens gehou. Nou, ek onthou ook baie goed in daai jare in baie gemeentes waar ek die dienste gehou het, 11 uur in die aand, was dit nie vir die ouens wat daai bomkrekkers geskiet het daar buite, so elke 3 minute en die meeste van die ouens ook maar geslaap in die kerk. Maar, ongelukkig het dit nou so geword, dat het gevaarlik is om daardie tyd van die aand in die stad te ry. En ons het letterlik net in die week weer gehoor van 'n jong man wat in die aand saam met sy vrou by die huis aangekom het nadat hulle gaan uiteet het en in sy ryvlak waar hy ingegaan het hulle hom in 'n koelreën doodgeskiet. Ek sê nie niemand moet uitgaan in die aand nie, maar ek sê maar net, dit het moeilik geword vir ons mense om 11 uur in die nag in die stad by mekaar te kom vir 'n diens. Dan Sondag die 4de Januarie is Dewald Gous weer by ons. Een van die, verskoon dat ek sê, min gospelsangers wat op hierdie stadium 'n eerbare, nederige, mooi diensknegt van die Here is. En wat wanneer hy sy diens aangebied het, daar nie op die einde van die tyd, as jy vra wat was die tema staan, die tema was Dewald Gous nie. Nee, die tema is Jesus Christus. Sy bediening verheerlik Christus op 'n opbouende wyse. En jammer dat ek vir u moet sê, maar ons gaan skaars ons oog knip, dan is ons in Januarie. En dan gaan ons die Here vertrou dag vir dag vir 'n nuwe, goeie jaar. Ek wil net graag van my kant af vanmôre sê, ek is bewus van mense wat bekommerd is, maar moenie vergeet dat Jesus gesê het, moet julle nie kwel oor môre nie. Hy sal vir homself sorg. Ons leef vir vandag. En ek weet dat elkeen van u wat hier sit, ten spyte daarvan dat baie van ons, ek ingesluit, nie een van die maklikste jare in 2025 gehad het nie, maar ten spyte daarvan weet ek dat ek vanmôre vir u kan sê, die Here, Ebenezer, tot hiertoe het die Here ons gehelp. En so sal hy ons ook elke dag bly help. Kom ons sit net so, en ons gaan vir 'n oomblik net 'n bietjie saam bid. Ons gaan net vir die Here sê, Here, ons dien nodig. So 'n sagte ou musiekie daar, Annemarie. En as jy daar aan die bank sit en jy voel vanoggend, ag, dis Desember en ek het nog in my hart 'n begeerte, ek het in my hart nog 'n behoefte
wat ek so graag aan die Here wil bekend maak, en ek het gehoop daar is 'n geleentheid vanmôre waar ek net kan sê, sluit my in hierdie gebed in. Dan vra ek vir u of u nie u hand net so 'n bietjie wil opsteek na die Here toe. Ja, daar is soveel mense. So kom ons bid saam. Ons dierbare hemelse Vader, ons wil sê Abba Vader. En ons weet ons Here, ons het dit ook nie die week gesien op die sosiale media, het iemand so 'n pragtige boodskapie geraak wat eintlik vir ons so mooi sê dat Abba is eintlik die woord wat as jy iemand in die straat sien stap met 'n klein kindjie op die rug, dan is daardie persoon besig om daardie kind te Abba te dra. En ons wil vanoggend sê, Abba Vader, die God wat ons dra, die God wat ons op sy rug het, die God wat ons deur die storms dra. Ja, ons onthou, Here, van jou voorstellingkie van die een ry voetspoor op die sand. Maar hoe wonderlik om te dink, Here, dat u woord sê, ek sal met julle wees en ek sal julle dra. Daarom kom ons na u toe vanoggend in ootmoed en nederigheid, Here, en ons bid vanoggend vir elkeen wat u so nodig het. En ons bid vanmôre vir hulle wat hier teen die einde van die jaar met siekte worstel. En ons bid vanoggend, Here, vir elke behoefte wat daar is. Kom ons in die geloof na u toe, Here, by wie niks onmoontlik is nie. Meer as dit, Vader, wil ons ook vanoggend nie nalat om u te dank en te prys en te loof nie. Want our God is an awesome God. En ons loof die Here daarvoor. Halleluja. Ons gaan nou luister na 'n mooi lied. En ekskuus nie, Anne-Marie nie vat hom, ek gaan maar hier, ek wil daarom net graag vir julle sê ekskuus. Ek wil ook graag net vir u noem dat u weet seker, hierdie foto was geneem in 2015, Pastoor Neil van der Byl en sy vrou Jean het ons daar na Brits toe geneem op 'n plaas by Jakkie en Awie Greiling. Ek weet nie of Jakkie hulle hier is vanmôre nie, maar toe was Pastoor Neil en Jean saam met ons daar. Daar kan jy nou 'n mooi foto van hulle twee sien. En hy was natuurlik, vir die van u wat nie weet nie, was hy 'n jarelange deel van Herlewingsentrum gemeente. Hy was een van die pastore hier. Seker een van die mees dierbare, kosbare mense wat jy kon ken. Pastoor Neil, 'n vreeslike waardige mens, hy en sy vrou albei. En weet u, kan nie glo dat hy was nou in sy diep 80's gewees, maar ons het steeds noue kontak gehad, want ek is by die streek waarin ons gemeente is ek die tesourier van die streek, en hy is die nasiener, of kom ons noem dit maar, soos jy sal dink aan 'n ouditeur, van al die gemeente se boeke wat een keer 'n jaar geauditeer moet word. En tot op die einde, inteendeel, daar lê nou nog by sy huis 'n stel boeke wat hy nog moes audit. Maar hy is daar in die Molopo, by 'n vakansietuiste is hy oorlede. En ons wil baie graag vandag as gemeente spesiaal vir Jean en vir haar familie, want hulle is ook mense met wonderlike kinders en familie. Net sê ons wil eintlik net sê ons loof die Here vir 'n pionier wat die wedloop geloop het en hom volëindig het en wat nou die kroon van geregtigheid ontvang het. Dit is 'n privaat familieaangeleentheid in Lichtenburg waar hy ter ruste gelê word. So ek noem dit maar net vir u, as daar dalk vrae by u was oor Pastoor Neil van der Byl, dan weet u ook nou daarvan. Ek wil, al wat ek vanoggend wil sê, wanneer ons kom by die offergawe, en ek sê dit nou nie net vir u wat hier sit nie, maar ek sê dit vir almal wat na die tyd sal luister, is dat in die 10 jaar, of bykans nou wel binne 'n maand, die 11 jaar, wat ek hier in 'n herlewingsentrum is,
Het die gemeente ons nog nooit 1 jaar in Desember in die steek gelaat en gaan uit eet met hulle bydraes vir die kerk nie. Nee, hulle het nog altyd die kerk geondersteun en ek sê vir u dankie daarvoor. Ek glo die Here eer u ook daarvoor. En ek glo dat ons gemeente se hart is op die regte plek om ons te help om die nuwe jaar nie met 'n agterstand te begin nie, maar dat ons net mooi in die nuwe jaar kan ingaan. En mag die Here u seën en ook vir elkeen wat so maandeliks getrou bydra. En wie weet, miskien het die Here jou geseën met 'n lekker groot bonus vir jaar. En jy voel jy wil dalk 'n dankoffer bring. Doen dit. Jy saai in goeie grond. Loof die Here. Baie dankie. Diegene van u, terwyl ons luister na 'n mooi lied, kan ons nou kom help. Welkom o stille nag van vrede onder die suiderkruis, wyl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde reis. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe sag die klokke beier in nieuwe ouwe taal? Kyk, selfs die nagte lyk 'n swaier, vertel die ou verhaal. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nou sy warm liefde, as ons die dag gedenk, toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. Welcome, O silent night of peace, underneath the southern cross, while voices of the distant past whisper across the starry fields. Christmas is coming, give honor to God. Gift us a bright summer Christmas in this land, oh Lord. Do you hear the bells softly ringing in an ancient tongue? Look, even the quiet of the night tells the old story. Christmas is coming, give honor to God. Gift us a bright summer Christmas in this land, oh Lord. Christmas is coming, give honor to God. Gift us a bright summer Christmas in this land, oh Lord. Do you feel His warm love as we celebrate the day He gave us His Son, our biggest
Halleluja. Goeiemôre almal. Het julle dit geniet? Prys die Here. Baie dankie, Jan. Geliefdes, kom ons begin het altyd reg voordat ons in die woord van die Here inklim. En dan bid ons net saam. Vader, ons kom na U toe in die lieflike naam van die Seun Jesus Christus. Here, dankie vir die voorreg dat ons vanoggend U naam kon loof en prys en onder die geklank van die woord kan sit. Dankie vir die woord wat die waarheid is en ons seën, ons versterk en ons oplig. Bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Dankie Pastoor Tertius vir die voorreg dat ek die woord kan bring vanoggend. Ek weet dit is Desember, maar ek gaan nie kort wees nie. Kan iemand sê amen? Eida, is daar iemand wat wil sê Eida? Ek wil vandag 'n bietjie praat oor wysheid en onderskeiding. En iets wat ek baie waardeer tot dusver in bediening is dat ek met mense kan werk en ek begin 'n patroon onder individue sien. En die patroon is dat wanneer dit goed gaan met daai persoon, dan gaan dit goed met sy geestelike lewe. Wanneer dit sleg gaan met daai individu, dan voel hy sy verhouding is ook nie op 'n plek waar dit moet wees nie. En dis heeltemal normaal as jy so daarna kyk. Want jy kan nie verwag van 'n persoon wat gebroken is van hart om rond te loop en heeldag te glimlag nie, net so kan jy nie 'n goeie werker verwag wat sy maag die hele tyd leeg is nie. Wat gaan gebeur is, jy gaan reageer gebaseer van dit wat jy beleef. Maar soos die jaar amper verby en ons almal het met baie uitdagings te doen hierdie jaar, en deel van hierdie uitdagings wat ons gehad het, was daar dinge wat binne ons beheer was, en dinge wat buite ons beheer was. En iets wat ek gesien het, is die dinge wat buite ons beheer was, laat ons toe om ons seer te maak, want ons kan nie onderskei nie. En dan wanneer die gelowige op 'n plek kan kom wat hy kan begin onderskei tussen wanneer iets binne sy beheer was of wanneer iets buite sy beheer was, dan kan hy introspeksie doen en hy kan vrede met homself hê. Jy sien, baie kere gaan ons as individue deur verskriklike innerlike konflik, want ons kan nie onderskei dat dit wat nou in my lewe gebeur het, asof dit iets was wat binne my beheer was, of buite my beheer nie. Kom ons kyk gou na dinge wat byvoorbeeld binne jou beheer is. Dinge wat binne jou beheer is om getrou te bly aan jou lewensmaat, om 'n goeie werker te wees, om die woord te lees, om te bid, om kerk toe te kom. Daai goeders is binne ons beheer. Dinge wat buite ons beheer is wanneer ons 'n geliefde afstaan aan die dood. Wanneer die maatskappy waarvoor ek werk, toemaak as gevolg van die ekonomie. My as werker, dis buite my beheer. Wanneer ek na die dokter toe gaan en die dokter diagnoseer my met iets waarmee ek in my liggaam mee sukkel, dis iets wat eintlik tegnies buite my beheer was. Maar wat gebeur met daai omstandighede van iets wat buite jou beheer is dit raak jou innerlik. Dit laat jou as individu nie goed voel wanneer jy iemand verloor het wat naby jou is nie. En dan is dit oukei as jy nie lekker voel nie. Maar ons as individue wil vir mekaar wys, dit gaan goed met my. Wat baie kere gebeur is, as ons iemand groet en jy vra vir iemand toe gaan dit, dan sê hulle nie onder omstandighede. Wat beteken dat omstandighede kan soms mense onderkry. Omstandighede het die kapasiteit om 'n individu te kan afbreek. Maar dan sê nou vir iemand, nee, onder omstandighede, nee broer, maar Christen praat nie so nie, ons moet sê bo omstandighede, maar nee, dit gaan nie heiliglik goed nie. Het ons as Afrikaners nie al gesê, as ons iemand groet, hallo, hoe gaan dit? Help nie om te kla nie. Hoekom sê ons help nie om te kla nie? Want ons het al so gewoond geraak, dat my mede Christen nie vir my gaan bid nie, en as ek met hom iets deel, gaan hy my in elk geval nie kan help nie.
So dadelik kry 'n individu ook hierdie ding binnekant om te weet, maar ek is eintlik alleen. Terwyl almal van ons eintlik in hierdie jaar die seën van die Here beleef het, maar baie van ons het ook verlies beleef in hierdie jaar. Maar waaroor ek net vandag 'n bietjie wil praat, is oor die dinge wat wel in ons beheer is. Die dinge wat wel in ons beheer is. En as ons sê ons is in beheer hiervan, praat ek van ons is gehoorsaam tot die Here, dan is ons in beheer hiervan. Kom ons hoor gou wat sê Johannes 10 vers 27. Jesus sê, my skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. In Johannes hoofstuk 4 vers 1 sê, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die gees op die proef of hulle uit God is. Die woord van die Here sê dat wanneer jy te doen het met jou omstandighede, moet die dinge wat jou pad langs kom, onderskei. En toets en kyk dat waarmee ek besig is, of dit wat my pad langs gekom het, is dit van God af. Nou ons almal weet hoe ons die gees kan toets, as ons meer het aan die woord, amen. Ons moet baie kere kyk, is 'n ding van God af, is dit menslik, of is dit 'n aanval? En neem kennis, ek praat mos vanoggend oor wysheid en onderskeiding. Huidiglik raak ek net aan onderskeiding, maar as jy vir 'n oomblik daaraan kan dink, dat dit help nie, jy wil wysheid toepas, maar jy kan nie onderskei nie. En baie kere, dan vra ons vir die Here, Here, in my situasie waar ek huidiglik is, wil ek onderskei. Hoekom wil ek onderskei? Sodat ek weet, dat ek wys kan optree. Want dit kan gebeur, dat ons kyk na ons situasie, ons in ons eie wysheid wil optree, maar ons kon nog nie onderskei nie. Gee my 'n minuut, ek snel op pad ergens en ek sien van julle kyk met sulke groot oë aan. En baie met sulke klein oë, hulle fronse. Dan kyk sê, wat praat hierdie manne? Hoor gee so Spreuke 1 vers 7, ons is almal baie bekend met hierdie. Die vrees van die Here is die beginsel van kennis. Onderskeiding en kennis loop saam. Die vrees van die Here is die beginsel van kennis. Hoor wat sê die ander vers. Spreuke 9 vers 10. Die beginsel van wysheid is die vrees van die Here. Neem kennis van 2 sinne wat herhaal was, in beide van hierdie verse, 8 hoofstukke uit mekaar uit, is dit praat van die vrees van die Here. Nou baie van ons het 'n unieke perspektief as ons praat oor die vrees van die Here. Baie sal sê, Jandre, die vrees van die Here beteken dit. Baie sal sê, maar Jandre, ek dink dit beteken dit. En ander sal sê, ek weet nie wat dit beteken nie. So ons sit met 3 individue wat nie die vrees van die Here kan onderskei nie. Onderskeiding moet begin, 'n beginsel ook raak in ons lewe, want ons moet begin die vrees van die Here verstaan. En hy sê die kennis van die Heilige is verstaan. Maar hoor hierso, vaste kos is vir die groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te kan onderskei. En hy sê vaste kos is vir die groot mense. Dis nie te sê dat die wat op skool is mag nie styk eet nie. Nee. Dit praat daar so natuurlik van geestelike kos. Dit is vir groot mense. Daai praat eintlik van mense wat geestelik volwasse is, wat kan begin vaste kos eet. En hy sê dat die wat geestelik volwasse is en vaste kos begin eet, was mense wat ingeoefen begin raak, wat ervaring begin opdoen, wat kan onderskei. Wys vir my 'n Christen wat kan onderskei tussen goed en kwaad, en dan begin ook jou 'n volwasse Christen te wys. Maar hoor gou hierso, nou kom hierdie woord in Prediker 5 vers 1, hy sê, moenie te gou praat nie, moenie oorhaastig 'n belofte aan God maak nie, want hy is in die hemel, hy is in die hemel en jy is op aarde, en laat jou woorde daarom in wees. Jandre, hoekom het jy hierdie vers gekies? Ek het hierdie vers gekies, want die oomblik as 'n persoon wil groei,
in onderskeiding, dan wil hy meer praat as wat hy wil luister. En baie kere dan begin ons te veel praat, want jy wil praat uit jou beperkte kennis en uit jou wysheid uit. So ek gaan net gou vir 'n oomblik bietjie stil staan hier, sodat ek net so ver alles wat ek gesê het bymekaar sit, want ek weet dit was 'n bietjie om aan te kou. Hier is ons as individue, te doen met hierdie lewe, met goed en met kwaad. Met dinge wat van God afkom, met dinge wat van onsself afkom, met 'n patroon van hierdie wêreld en met aanvalle. En die Here sê, luister na my, laat ek jou rigting gee. Hy sê, want ek wil jou help na 'n geestelike volwassenheid toe, dat wanneer jy geestelik volwasse begin raak, gaan jy 'n individu wees wat kan begin onderskei. Maar ek gaan nie kan begin onderskei as ek die hele tyd praat nie. Jy sien, om te leer, om te kan begin onderskei, moet jy eers luister. Want as iemand na jou toe kom met 'n probleem, en hy sê vir jou, Jandre, die probleem is, my kar wil nie start nie. Dan help dit nie, jy begin met hom praat, sê, maar het jy battery gekyk, het jy gekyk daar genoeg brandstof in die kar is. Jy sien, jy kry nie groter insig nie. Wanneer iemand na jou toe kom en hy sê vir jou, Jandre, my kar wil nie start nie, dan sê vir hom, deel meer met my, wat het jy nog gesien? 'n persoon wat wil onderskei is 'n persoon wat meer gaan moet begin luister, dat hy groter insig kan begin kry. En hier kom die Here en hy sê dat wanneer jy na my toe kom, jy as gelowige, jy as individu, as jy na my toe kom, dan wil ek hê, jou woorde moet 'n bietjie minder wees. Wat 'n uitnodiging is van die Vaderhart, dat hy sê, dat wees 'n bietjie rustig wanneer jy na my toe kom, want as jy wil onderskei, moet jy eers hoor wat ek te sê het. Amen. Ek het 'n paar punte wat ek graag wil deel. En ek gaan nie te lank op die punte vasbyt nie. Maar kom ons lees gou hierdie. Psalm 119 vers 105. Die woord is die lamp wat my voet die weg wys en die lig op my pad. So hier kom ons met die woord van die Here, en dan wanneer ons op 'n punt kom en ons wil onderskei, en ons na die Here toe gaan en vir die Here vra, Here, help my om te onderskei, is dit altyd belangrik om na die Here toe te gaan en die regte vrae te vra. Want baie kere verloor ons 'n geliefde, en dan wanneer ons die geliefde verloor, dan vra ons, Here, hoekom? Dis nie die regte vraag nie. Wat moet ons eintlik vra wanneer ons 'n geliefde verloor? Kyk, woorde gaan dit nie reg maak nie, maar baie kere kom ons in gebed na die Here toe, en ek het al agtergekom van individue, wanneer hy sy werk verloor, wanneer iets gebeur, dan gaan hy in gebed na die Here toe, en hy begin die verkeerde vrae te vra. Want ons kan nie onderskei nie. En omdat ons nie kan onderskei nie, kom ons nie in wysheid na die Here toe nie. Ons kom nie op die regte manier na die Here toe nie. Wanneer ons in die teenwoordigheid van God is, moet ons die regte vrae begin vra, dat, Here, dinge in my huwelik werk nie uit nie. Here, kan U my help? In plaas van om te sê, Here, maar hoekom? Hoekom gebeur dit met my? Nee, vra die regte vrae. En die Here gaan ons altyd wys na sy woord, hy gaan nooit 'n ander taal praat as sy woord nie, en dis kom ek daai vers gekies het. Nog 'n manier hoe ons kan onderskei is of iets van die Here afkom, is wanneer ons begin oplet na innerlike vrede. Kolossense 3 vers 15 sê, laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Baie kere gebeur dit net dat wanneer jy 'n besluit moet maak, het jy net nie die rustigheid binnekant nie. Daar skrif vir dit en sê dat daar moet vrede wees binne jou. Nou die Here gee vir ons twee tipes vrede. Die Here sê, ek gee vir jou vrede, nie soos wat die wêreld dit gee nie. En dan praat hy met dat daar vrede in jou is, rondom 'n keuse.
Nou ek en jy het 'n algehele vrede van veiligheid en van voorsiening van die Here af, wat Christus ons gegee het en dat ons beskermd is. Maar ook is daar 'n vrede wat ons soms moet ervaar in 'n situasie, sodat ek die regte besluit kan maak. En dan maak ons so 'n haastige besluit en dan voel ons, ek het dit nie reg gedoen nie. En dan weens ek 'n haastige besluit maak, omdat ek nie vrede beleef het nie, het ek nie die situasie, kon ek nie reg onderskei nie, so ek het die verkeerde besluit gemaak, so ek het dit wat wel binnekant my beheer is, het ek gemis. Nog 'n manier ook om te onderskei is om God toe te laat om ons karakter te slyp. En ons ken die vrug van die Gees wat in Galasiërs 5 vers 22 is. En hierso praat dit van ons wat die vrug van die Heilige Gees moet aanleer deur middel van verhouding. Iemand sê laas, hy sê, Jandre, ek het geen nederig, wat was daai ene, ekskuusie man, sorry. Ekskuus. Hy sê nee, Jandre, ek het geen geduld nie. Ek sê toe vir hom, nee, ek het ook nie geduld nie. Hy sê, maar jy is 'n pastoor, jy moet geduld hê. Ek sê, nee, geduld is 'n vrug van die Heilige Gees, is nie myne nie. Jy sien die woord skryf, hy sê, maar die vrug van die Gees is. Wat beteken, die vrug is syne en ons as gelowiges leer dit net aan. En soos julle agterkom het ek nog die hele tyd praat oor onderskeiding. Onderskeiding is eintlik 'n gawe. Dis een van die 7 gawes van die Heilige Gees in 1 Korintiërs hoofstuk 12 vers 10. Maar neem kennis, dis sy gawes. Wat beteken, ek het geen vrug op my eie nie, en ek het geen gawe op my eie nie. Dis alles syne, en ek leer dit net aan. Maar as ek hierdie dan nou mos begin aanleer, dan moet daar mos nou eers verhouding wees, want daar kan nie geen verhouding wees, maar ek verwag dat ek die vrug van die Gees gaan hê, en die gawes van die Heilige Gees gaan hê, en kan aanleer nie. Nou soos wat ons dan toelaat, om die Here 'n kans te gee om ons karakter te slyp, en dat sy vrug deur ons werk, gaan ons makliker ook kan begin onderskei, want jy sien, ons weet dan waar ons is, met die Here. En om ook te kan onderskei is om te begin om jouself te omring met die regte mense, soos wat die woord van Spreuke sê, gaan met die wyse om, en dan word jy wys. En dan die laaste punt, groei deur ervaring, selfs deur foute. En ek het deur my woord gejaag, want ek was spesifiek net by hierdie punt uitgekom het. So 'n spelfout, dan is Charmaine? Ah. Waar is hy spelfout? O lolo. Daai is 'n groot fout. Of is 'n klein? Ja. Nee, dis op my. Amen. Ek hou van die deel van die plan. Daar sê ek wou net almal se aandag gekry het. Groei deur ervaring, selfs foute. Ek het eintlik gejaag dat ek net by hierdie punt kan uitkom. Hierdie jaar het ons baie dinge ervaar. As jy 'n bietjie rondkyk, nee, sal jy sien dat hier is iemand wat nie dieselfde as jy lyk nie, tensy jy 'n tweeling is vandag. Maar is mense wat nie dieselfde lyk as wat jy lyk nie. Is mense wat ander ouderdom as jy is, uit 'n ander geskiedenis as jy uitkom, hy was in 'n ander skool, hy's anders te geleer. Ons almal is so divers. Maar elkeen van ons het 'n unieke roete gestap. En deel van die roete wat ons gestap het tot dusver, het ons deur goeie tye gekom, ons het deur slegte tye gekom, deur moeilike tye. En toe ek gebid het en vir Here gevra het vir 'n woord, is dit wat ek van die Here af ontvang het. Dat sal my kinders net onderskei wat binne hulle beheer was en wat buite hulle beheer was. Jy sien, as ons groei deur ervaring, selfs deur foute, dan beteken dit dat ek het gegroei deur ervaring en foute wat ek gemaak het, was dinge wat binne my beheer was.
daai V wat ek daar aangesit het en nie die F nie, was binne my beheer. Dit was 'n fout wat ek gemaak het. En net so in die lewe maak ons foute. Maar hoekom maak ons foute? Omdat daar dalk nie altyd onderskeiding is nie. Onderskeiding is om 'n bietjie terug te staan en te sê, wat gaan hier aan? Maar saam met onderskeiding loop wysheid. Want nadat ek onderskei het, dan kan ek sê, ek moet nou in wysheid optree. Jy sien, die twee loop hand in hand. Ek, Jandre, het my aangeneem en nie onderskei dat ek kan spel nie. Ek het gedink, nee papie, ek weet hoe om te spel, nodig om te onderskei nie. Ek hoef nie terug te staan en te kyk na my werk nie, want ek weet. So ek nie geonderskei nie. Maar as ek wys was, dan sou ek gesê, kom ek maak dit 'n prioriteit om te kan onderskei, om te sê, maar het ek dit reg gedoen? Geliefdes, iets wat ek geleer het uit koning Salomo se lewe uit. Is koning Salomo het 'n blank check van die Here af ontvang. En die Here het vir hom gevra, wat wil hy hê? En hy het nie gevra vir geld of vir krag nie. Hy het gevra vir wysheid. En die Here het gesê, omdat jy nie gevra het vir die ander nie, sal ek jou seën met rykdom ook. Ek is van mening dat onderskeiding en wysheid sal ons lewe verryk. Onderskeiding en wysheid is gegee vir die individu om die situasies te kan hanteer in 'n gelowige se lewe wat wel binnekant sy beheer is. Die Here wil hê dat ons oor sekere dinge moet beheer neem. T.D. Jakes sê 'n mooi ding. Hy sê, jy het nie vriende nie, want jy is nie 'n mooi mens nie. En toe ek dit lees, toe is ek so sjok, maar daai is diep gesê. Maar wat hy eintlik daar bedoel het, is hy het gesê, daar sekere dinge wat in jou beheer is. As jy geen vriende het nie, dan moet dit beteken dat daar's ietsie wat jy van jou kant af doen, wat aanstoot gee teenoor almal. En hy sê toe, jy moet kyk wat binne jou beheer is. Dit is binne ons beheer om te kyk wie's in ons vriendegroep. Dit is binne ons beheer om verhoudinge te bou, om verhoudinge te versterk. Dit is binne ons beheer om mense te wees wat vrede dra. Dit is binne ons beheer om vir mense die weg van God te wys. Maar as jy nou 'n individu vat en dinge wat buite sy beheer is, kram onder, en hy gehoorsaam nie eers die Here aan die dinge wat binne sy beheer is nie, dan val so 'n individu dieper as wat hy moet val. En dis my boodskap vanoggend. Dat laat ons individue wees wat kan onderskei en sê, hierdie was binne my beheer, en ek het my kant gebring. Hierdie het my ondergekry, dit was nie binne my beheer nie, maar Here, u woord sê in Romeine 8 vers 28, dat alles sal ten goeie meewerk vir die wat u lief het. Iets wat baie gewild is onder ons as Christene, is selfveroordeling. En ek is vandag net hier om vir jou te sê, moenie so hard wees op jouself nie. Daar's dinge wat buite jou beheer is, en daar's dinge wat binne jou beheer is. Maar verhouding met die Here gaan jou help om te kan onderskei. En as jy kan onderskei, dan gaan jy weet wat die waarheid is. En jy gaan in gehoorsaamheid kan optree, en jy gaan reg kan optree. Ek wil afsluit met hierdie vers. Psalm 1 vers 2 tot 3. Maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal dan wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare
nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Geliefdes, laat ons almal net bietjie meer begin onderskei. As jy met iemand praat wat deur 'n moeilike tyd gaan, as jy met jou baas praat, as jy met 'n pastoor praat, as jy met 'n petroljoggie praat, as jy met wie ook al praat, kom ons vra vir die Here, Here, help my om te onderskei. En dan wanneer jy kan onderskei, kan jy dit in wysheid hanteer. En wanneer ek dit in wysheid kan hanteer, dan weet ek, het ek dit gedoen soos wat die Here dit bestem het. Maar wanneer ek haar by daai til gaan aankom en vir daai checkers dame sê, kom, jy moet wikkel, girl, dan is ek besig om nie op te tree soos wat die Here dit bestem het nie. Ek is besig met dinge wat binne my kapasiteit was, dinge wat binne my beheer was, is ek besig om in die asblik te gooi en ek die naam van die Here deur die modder sleep. As jy hierso is en jy soos, maar Jandrey, ek veroordeel myself so, want dit en dit en dit het in my lewe gebeur. Onderskei en vra vir jouself, was dit iets wat binne jou beheer was? Meeste van die tyd wil ek vir jou sê, die goeters wat diep sny in ons lewens, was maar dinge wat buite ons beheer was. Maar kom ons let op dit wat binne ons beheer is, dat die Here ons kan seën in ons pad vorentoe. Eendag hiermee ons het, toe ek jonger was, het ek bietjie probeer boks, en die lekker ding van boks, is daai paar sekondes wat jy net daai een kant kan gaan sit, maar hulle bietjie ys op jou oë sit. En alwaar jy op daai oomblik dink is, wat het ek verkeerd gedoen? En jy sê vir jouself dat as ek terugkom, dat ek sterker terugkom. Dalk is Desember tydperk net 'n lekker breek vir ons, om te sê, weet jy wat, dit was 'n moeilike jaar. En ek onderskei dat dit is omdat ek daai linkerhand 'n bietjie gesak het elke keer dat hierdie oogie lyk soos wat hy doen. Maar in hierdie nuwe jaar wat ek kom, sal ek seker maak dat hierdie linkerhand is bietjie hoër as wat hy gewoonlik is. Want ek wil hierdie geveg wen. Want 'n deel van hierdie geveg is binne my beheer. Amen, kom ons bid saam. Here Jesus, leer ons asseblief om U stem beter te kan hoor. Here, gee ons asseblief 'n hart wat kan luister en 'n gees wat kan onderskei. 'n Lewe wat gevul sal wees met U wysheid. Here, lei ons asseblief deur die woord en met die vrede. En dat ons gelei sal wees deur die wonderlike Heilige Gees. Here, dankie dat U woord die waarheid is. En dankie, Here, dat ons altyd na U toe kan kom. En vir U vra, Here, help my om te onderskei. Die woord sê wysheid kort kom, laat hom vra van God. Dankie dat ons altyd na U toe kan kom. En vir U hulp vra. Dankie dat U ons help met dinge wat wel in ons beheer is. En Here, ek wil bid as daar iemand is wat sê, maar hierdie jaar was bietjie rof vir my gewees. Dankie, Here, dat ons almal staande gebly het tot dusver toe. En dankie, Here, die beste nog voor lê. Bid in Jesus naam alleen. Amen.